Hulle sê om na senior burgers te kan omsien is 'n seën en glad nie 'n oorlas nie. En hiervan weet die mense by die We Care Stichting beslis nogals baie. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ek met Aletta Houg van die We Care Stichting. Maar vereers gaan kyk ons na die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Annemarie, dit is Woensdag. Hoe gaan dit op hierdie Woensdag? O, dit gaan goed. Dis daai wat die week is amper verby. Nog nie heel nie, maar ons kom daar. Jy het amper al weer hoop vir die naweek wat kom. Nee, as Henriette nou hier was, sou sy gesê dis klein Saterdag. Ja. Wat? Sy het 'n punt beet. Okay, ja. Ja, ons is smaak nie, maar sy het 'n punt beet daar. Dis klein Saterdag. Sou wat saak maak. Annemarie, jy het hier op die voorblad geskryf oor geslagsgebaseerde geweld. Vertel 'n bietjie. Ja, kyk, daar is op hierdie stadium en ek wil nie te veel fokus op die buitelandse goed nie, maar daar is op hierdie stadium 'n baie groot movement in Suid-Afrika aan die gang, Women for Change. En ek het so 'n bietjie daardeur gescroll. Dis obviously nou die pers profile pictures en die G20 summit wat kom en die mense wat sê maar julle luister nie vir ons nie, nou wil julle hierdie summit host. En ek het half deur die stories wat hulle op Women for Change gepost het 'n bietjie gelees en so. En toe het ek besef, maar as jy daai nommers vat, lyk dit verskriklik skokkend. Maar pas ons syfers en ons populasie toe en Namibië is eintlik in presies dieselfde krisis. Ek het met Veronica Tron van One Economy gepraat en sy het ook gesê ons is dis 'n nasionale krisis op hierdie stadium. En ek dink wat ek al wou doen deur die storie te skryf is mense bewus maak van die feit dat dis dalk nie jy nie, maar dis jou sussie en jou buurvrou en jou niggie wat nie noodwendig vir jou sê nie. En net half daai tekens uitwys en sê maar hierdie gebeur in ons land, al is ons nie altyd bewus daarvan nie. Ja, natuurlik. En jy het ook lekker statistieke hier van die Namibiese polisie. Tussen April 2024 en Februarie 2025 was daar altyd saam 4405 voorvalle van geslagsgebaseerde geweld, waarvan 1345 verkrachtings was. Ja, dit is regtig, dis skokkend. Ja. En dan mense lees nie aldag daaroor nie. Jy sien dit nie aldag op die nuus nie. So as die syfers so voor jou staan, dan wonder jy half by jouself, wat het van hierdie meisies geword? Waar is hulle nou? Is hulle okay? Ja, wie is hulle? Wie is hulle? Wie is die gesigte agter hierdie syfers? En dit maak dit net soveel meer emosioneel en dit sit half daai liggie aan van iets moet nou gebeur. En ek meen as jy ook na daai syfers kyk, 32% van getroude vrouens ervaar geslagsgebaseerde geweld in hulle huwelike. Ja. Wat dis crazy. Ja. 32% van getroude vrouens, dis letterlik jou ma, jou tannie, jou niggie en jy weet nie eers dat dit aangaan reg om jou nie. So ja. Ja. En dan jy het ook bietjie hier gefokus op die regstelsel in hierdie geval. Ja. Ek het met 'n slagoffer gepraat van geslagsgebaseerde geweld wat deur haar pa vir jare mishandel en ja, ek wil nie te diep in die details ingaan nie, maar en sy is die een wat dit toe na my aandag toe gebring het en gesê het sy is so teleurgesteld in ons regstelsel want hy het alles op sy alkoholisme blameer en hy het weggekom met alles wat hy vir jare aan haar gedoen het. En Veronica Tron het ook gesê dat sy voel dat ons regstelsel, ons polisiewerkers, ons landdroste, al daai mense is nie ordentlik noodwendig opgelei om met sake van geslagsgebaseerde geweld te werk nie, want daar's 'n baie spesifieke manier hoe jy so iemand benader. Ja. En dit voel half asof, en dit gaan nou baie erg klink, maar asof die regstelsel amper vir hulle inligsig te lag en sê, sorry, daar's niks wat ons vir julle kan doen nie. En ek dink daai opleiding wat nodig is so belangrik, want dit voel vir my, dis al hoe ons daai syfers gaan help en gaan afbring. Ja. So gepraat van syfers afbring, Henties Baiers is ontsteld oor voorafbetaalde watermeters wat op hulle afgedwing word, sê hulle.
deur hulle munisipaliteit en hulle sê die munisipaliteit het nie oorlegpleging gedoen voordat hulle dan nou hierdie stelsel al wou bewerkstellig nie. Ja, en ek dink veral op 'n gemeenskap soos Henties Baai waar jy weet ons sê maar eintlik is die aftreeoord van baie bejaardes wat daar bly, wat nou skielik gaan moet meer betaal vir iets so basies soos water. En ons weet baie senior burgers kom reeds nie maand tot maand uit op hulle pensioen nie en dan moet hulle nou nog betaal vir water. Ja, en ek dink ook Henties Baai, ek is op 'n Facebook groepie. Henties Baai gesels en ek dink ons sien so gereeld hoe Henties Baai sonder water sit of 'n pyp het gebars of iets werk nie en dan vat dit weke vir dit om reggemaak te word. Nou moet hulle vooraf betaal so baie geld vir iets basies soos water en hulle weet nie of hulle die toegang gaan hê wat hulle verdien daarna toe nie, want die probleme word nie eers nou uitgesort nie. Nou stort jy jou geld vooraf in iets in en jy kry nog steeds nie daai basic necessity wat jy nodig het nie. Ek dink ja, en dis 'n very close knit community. Dit is soos jy sê ouer mense. Ja. Ek dink dis alles goed wat in ag geneem moet word voordat sulke besluite geneem word. Ja. En dan hier bo die foulyn, soos wat jy nou praat van 'n close knit community, Dieter Maree van Ikigai wat uitgereik het na by Stampriet. En ek glo dit is 150 kospakkies en meer as 150 waardigheidspakkies. So, ek dink gaan nogal so 'n groot verskil maak, maar weer eens kom jy by daai as alles reg gewerk het, sou dit nodig gewees het vir so 'n tipe ding. Ja, as die regte stappe geneem was, as die regte goed in plek was. Ons stelsels in plek was, stelsels gewerk het. Kyk na die mense van ons land. Behoorlik gekyk het na ons kwesbare mense en kwesbare kinders, sou dit nodig gewees het. Ja. Veral op 'n plek soos Stampriet. Dis 'n skoolgemeenskap. Dis ouer mense en dan skoolgaande leerders. En dan dit laat jou veral wonder. Dis baie hartverwarmend om te dink iemand het uitgereik en die 150 pakkies is gestuur. Maar op dieselfde tyd dan dink jy sulke goed moet lankal nie meer nodig wees nie. Ons moet daai stelsels in plek hê waar ons na ons eie mense kan kyk sodat sulke uitreikprogramme nie meer nodig is nie. Ek moet sê dit was vir my baie hartverskeurende. Ek het verlede jaar besoek afgelê aan Stampriet. Die staatskool daar en dit was toe nou met die Verenigde Nasies gewees en hulle het ons toe nou die skooltuintjie gewys en daar's hoenders wat nou eiers lê sodat die kinders kan eiers eet tydens pouse en dit het my hart so gebreek om te sien toe daai skoolklok lui en hierdie kinders hardloop as 'n trop hardloop hulle af want hulle gaan nou pap en spinasie en 'n eier kry. Weet. En toe gesels ek met van die mense daar wat die kos fisies maak en hulle sê vir my, maar daar's nie sout of speserye nie. So hierdie kinders het ongesoute mieliepap, ongesoute spinasie en 'n eier sonder sout geëet en hulle het gehardloop daarvoor. Jy weet. So ja, dit maak 'n verskil. En mens hoop dat daai verskil dan nou half gaan snowball en 'n groter verskil in die rol gaan sit. Ja. En dit is met ek dink al twee stories op ons voorblad baie belangrik is dat byvoorbeeld die 16 Days of Activism en dan natuurlik hierdie uitreikprogram is moenie laat dit stop nie. Ja. Keep that energy, soos wat hulle op soos TikTok sê, keep that energy en maak seker dit hou aan. Maar ja, dit is hartverskeurende om te dink dat dit die omstandighede is waaronder ons kinders moet lewe en dan dink jy ook dan laat dit jou half besef dat die goed waaroor ons so bekommerd is eintlik so trivial. Dis goedjies wat so nie kleinlik. Ja. Want ons kon ook net 'n spinasie en 'n eier gekry het en ongesout sommer net so. Maar ja, Annemarie, baie dankie dat jy by ons was. Ons gaan kyk nou hoe maak jy weer môre met jou. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Die
Die voorspelling is dat jaarlikse prostaatkankergevalle van die 1,4 miljoen in 2020 tot 2,9 miljoen in 2040 sal styg en jaarlikse sterftes met 85% sal toeneem tot byna 700,000 gevalle oor dieselfde tydperk en hoofsaaklik onder mans in lae- en middelinkomste lande. Die ware syfer sal waarskynlik baie hoër wees as die aangetekende syfers as gevolg van onderdiagnose en geleenthede wat gemis word vir data-insameling juis in lae- en middelinkomste lande. Sterftes as gevolg van prostaatkanker het egter sedert die middel 90's in die meeste hoë inkomste lande afgeneem. Prostaatkanker is een van die voorste oorsake van sterftes en gestremdheid en is verantwoordelik vir 15% van alle manlike kankers. Dit is ook die tweede mees algemene oorsaak van kankersterftes by mans en die mees algemene vorm van manlike kanker in meer as die helfte van die wêreld se lande. 'n Verouderde bevolking en toenemende lewensverwagting sal ook lei tot hoër gevalle ouer mans in die komende jare. Aangesien die hoofrisikofaktore vir prostaatkanker, soos om 50 jaar of ouer te wees en 'n familiegeskiedenis van die siekte te hê, onvermydelik is, sal dit nie moontlik wees om die komende toename in gevalle deur lewenstylveranderinge of openbare gesondheidsingrypings te voorkom nie. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hard-working fishermen and ship workers of Walvish Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity, away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia. A fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19, supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA, your health comes first. Aletta Hoog saam met my in die Kletskompas ateljee. Aletta, hoe gaan dit op hierdie Woensdag met jou? Ag nee, wat ons is in Namibië en dit gaan goed. So waaroor het ons om te kla hoor? So Aletta, ek dink jy kan kla oor die bergwerk wat voor jou lê voor Desember. Ek weet julle is baie aktief oor Desember as die WeCare Stichting. Wat is julle planne? Ja, kyk, ek sê ons altyd, dit voel vir my die hele jaar is stoepsel en dan die oomblik as Februarie verby is, dan is alles downhill, maar hier van Oktober af, dan hardloop ons asof ons nie ophou nie. Ons het nou nog 'n klomp dakke om te seël, ons het ceilings om in te sit en dan natuurlik die groot Kerspartytjie. My pride and joy elke jaar, soos dit is waarvoor ek lewe. Ander mense is opgewonde en goed, ek is opgewonde oor Senior Park se Kerspartytjie. So vertel vir ons, voordat ons kom by die Kerspartytjie, vertel vir ons bietjie oor die WeCare Stichting, waar kom dit alles vandaan, waar en wanneer en hoekom en hoe het julle begin? Ja, ons het al in 2019 begin en dit het letterlik begin met ek en vriendinne wat agtergekom het, weet jy, ons het baie baba goed oor nadat ons babas gehad het. Nou wat doen jy met hierdie goed? Ons is klaar babas gehê. Ja. En toe het ons dit in pakkies gepak en uitgedeel vir die ma's by Katutura Hospitaal. En toe het 'n paar maatskappye gehoor dat ons doen en ons het begin baba pakkies pak. So het dit oorgerol na weeshuise toe, dit het oorgerol na renovations toe.
En dit het gesnowball en toe seker nou so jare en 'n half terug het ek die dag gestaan en 'n paar groceries koop en 'n ou tannie het my kom vra vir geld vir brood. En dit is nou, hoorie, dit ruk aan 'n mens. En so het ek opgeëindig in Senior Park. So ja, dit is al 'n jaar en 'n half terug en van daar af ek het skielik baie oupas en oumas bygekry. Hulle voel soos familie. Hulle voel soos familie. So, ja. Ja. So vertel vir ons 'n bietjie van die Kerspartytjie. Jy sê nou dit is jou groot projek in die jare heen waarvoor jy die meeste uitsien. Wat gaan hulle alles daar doen? Jong, laas jaar het almal vir my gesê, Aletta, jy's mal. Jy het 'n mal idee want ek het hierdie konsep gesien van 'n Kerspartytjie soos ons oumas en oupas vir ons gegee het. Hierdie tafels wat kreun onder die kors. Hierdie groot Kersboom met die geskenke en ek wil dit vir hulle teruggee want dis nie net 'n Kerspartytjie nie, dis daai onthou. Dis daai onthou na 'n beter tyd wat ons wil gee. En hierdie jaar staan ek op dieselfde punt. Dis nie net 'n Kerspartytjie nie. Dit is kom ons laat hulle onthou hoe dit was. Kom ons gee terug wat hulle al die jare vir ons gegee het. Ja. Ek wil nie net hier's vir 'n bordjie kos nie. Daar staan die kos, skep, eet tot jy genoeg geëet het. Ja. Dis wat ons hierdie jaar wil hê. Ja, eet totdat jy uiteindelik kan sê maag is vol, ges toe. Ja, as jy nie jou broek aan die tafel moet losmaak het jy nog nie genoeg geëet nie. Kom ons eet nog. Okay. En dan vertel vir my 'n bietjie, jy sê nou julle doen baie werk by Senior Park. Daar is verskriklik baie. So vertel net gou-gou weer vir my dat ek ook kan onthou wat alles vang julle daar aan by Senior Park. Jong, elke Vrydag kry elke ou mens in Senior Park 'n bord kos by ons. Elke Dinsdag deel ons vars brood uit. Elke tweede maand probeer ons vir hulle funksie hou, of dit nou Valentynsdag is of dit Paasfees is of dit net 'n koek en tee is. Net van kom ons kom bymekaar, kom ons kuier 'n bietjie. Julle is vir ons belangrik. Ons wil julle stories hoor, ons wil hoor wat gaan aan. En ook net om hulle 'n bietjie uit hulle huisies uit te kry en met hulle te kuier, al daai stories te hoor en net lekker saam met hulle te kuier. Dis waar dit vir ons gaan. Dan verder het ons renovation. We begin met 'n klomp krane wat gelek het in 'n droogte laas jaar. So ons het dadelik ingespring en gesê hierdie word nou gestop. Ja. Hierdie jaar geysers en nou se dakke en ceilings en volgende jaar wil ek verf. Volgende jaar wil ek verf want verf maak alles beter. Wat se kleur verf ons? Ons gaan nie vir my daai vraag vra nie want dan gaan dit bietjie bont raak. Maar nee, ons wil graag Senior Park is 'n old lady. Ons wil haar restore tot haar former glory. So ons gaan die klere hou net 'n nuwe kleurtjie, 'n nuwe kleurtjie dat sy weer nuut lyk. 'n facelift. Weer vir 'n grand dame. Ja. Okay. En dan vertel vir my bietjie, jy sê nou, jy weet die ou mense vertel vir jou hulle stories en jy gesels baie met hulle en jy nooi hulle om vir jou hulle stories te kom vertel. Maar vir Jan Alleman soos ek en ons tegniese span hier en ons span hier by NMH, wat kan ons doen? Jy weet wat 'n 8 tot 5 werk het. Wat kan ons doen vir ons bejaardes? Jong, ek het agtergekom, ja, daar's baie as mens kyk na die fisiese behoeftes, is daar baie want R1600 gaan net so ver, die lewe is duur. Jy weet wat jy doen met R1600. Nou dink nou as jy nou 'n hele maand alles moet doen. Kos koop, skoonmaak goed, toiletries, lekker klere, alles moet jy doen met daai geld. So ja, daar is die fisiese behoefte, maar weet jy hoeveel van hulle wil net 'n koppie tee saam met jou drink? Net weet jy, ek is nie alleen nie, iemand gee nog om. Iemand gee om. Iemand wil by my 'n draai kom maak. As jy opdaag vir enige ou mens in jou gemeenskap, hoef nie in Senior Park te wees, hoef nie in jou gemeenskap. Jou buurvrou, iewers iemand, man, ry henties toe. Jy het net gesê dis waar mense aftree. Gaan koop 'n melktert. Vat 'n koppie tee. Gaan drink saam met 'n tannie of 'n oom 'n koppie tee. Spandeer 'n halfuur. Hier sal jy dieselfde uitstap hê. Hier sal jy. Ja. Ja. En ek dink dit is een ding wat as ek kyk na julle, ons het as Republikeinse redaksie ook laas jaar met julle gaan kuier by Senior Park en dit is een ding wat ek toe gedink het, is hierdie mense wat so met hierdie senior burgers werk, julle moet stories hê om te vertel. Ons het stories. Vertel vir my 'n storie. Dit is vir my die lekkerste. Ons het stories. Iemand het nou die dag vir my gesê, as jy 'n boek skryf, sal mense nie alles glo nie. Van die stories vertel ons nou nie oral nie. Ja. Maar watter een het 'n impak op jou gehad? Weet jy, dit was my skrikwekkend toe ek besef hoeveel onderwysers daar is. Hoeveel tannies daar het in koshuise gewerk en vir ons kos op ons tafels gesit, ons in die koshuis was. Hoeveel het vir ons klas gegee? Hulle het ons letterlik gebou in wat ons vandag is.
Ek dink altyd aan kinders wat sit in Lego blokkies. By ons was hulle Lego blokkies. Hulle het hierdie nasie gebou, hulle het hierdie land gebou. En nou is hulle so 'n bietjie vergeet en dit tref bietjie. Tannie Toekie het lank in die kos, sy was 'n koshuismoeder en sy het lank in die kombuis gewerk. Hoorie, daai vrou ruk resepte uit te maak vir sy kan tot vannag nog vir 500 mense kos maak asof dit niks is nie. Ek sê dis elke Vrydag oor 160. Daai vrou kan dit soos dit doen. Daai ooms weet van houtwerk en elektrisiteit en karre. Hoorie, wat ek nie dink ons in hierdie leeftyd geleer nie. So daar's soveel kennis wat daar sit. Die een oom wat maak saak hoe siek hy is, nie, hy wil nog steeds hare sny. Hy is nog steeds 'n barber en hy is trots op wat hy doen, hoor. En hy weet wat hy doen. Want mense wat deur sy hande lyk netjies. Die tannies met hulle naaldwerk, hoor jy hoeveel liefde in daai naaldwerk ingaan. Wel, ek kan nie eens 'n knoop vaswerk nie, maar daai tannies bou teddybere daar uit stuk gare uit, wat ek nie weet hoe hulle doen nie, maar hulle doen dit. So daar's 'n magdom van wysheid wat daar lê. En hulle is nie op die punt van stil sit en agteroor sit nie. O nee, hulle is nog op en wakker, hoor. Dink jy dit is 'n manier wat ons waardigheid kan teruggee? Soos wat jy nou sê, jy weet ons vergeet van ons senior burgers wanneer ons hulle in aftreeoord sit. Ja. Dink jy dis 'n manier wat ons kan waardigheid teruggee is om luister oom, kom kyk gou-gou my kar Ja. maak 'n bietjie van 'n geluid of tannie ek kort 'n rok, kan tannie vir my maak, ek gee ek vir tannie ietsie. Ja, of in plaas daarvan van hierdie jeans is het nou alweer gestrip, kom ek gaan koop 'n nuwe een. Tannie, maak tog my jeans reg. Ek betaal jou ietsie daarvan. Dit help hulle en daai tyd wat jy daar spandeer en skielik het sy weer iets om te doen en hulle is weer op en wakker. En net so ek kan amper sê jy 'n maatjie bygekry in die lewe. Jy 'n maatjie bygekry en dis die kruks van WeCare. Kyk, alleen gaan ek die helfte van hierdie goed regkry nie. Ek en my span is klein, ons kan net soveel doen, maar ons het oor hierdie jare en 'n half het ons soveel mense bygekry. En dis waar 'n vreemdeling uit 'n kar uit toe, en skielik gee iemand 'n drukkie. Jy ken hom van geen kant af nie, maar jy's so oorweldig bly oor dit wat hulle bring of hulle tyd of wat ook al. En as hulle wegstap en sien ek. Vir jou gaan ek weer sien. Jy gaan terugkom. Hierdie tannies het 'n indruk gemaak. Ook die tannies en die ooms is so oop. Daar sal vreemde mense staan en hulle sal kom drukkies gee. Want dis hulle persoonlikheid, dis hulle hart. Hulle is regtig, hulle is lief vir mense. Hulle is lief vir mense. Ja. En dan vir die mense, daar's sommige mense wat senuweeagtig raak rondom ou mense en babas. Daar's ander mense wat weer senuweeagtig raak rondom babas. So dit lyk my as jy te jonk is of te oud is, dan maak jy mense maak jy hulle benoud. Wat sou jy sê vir daai mense wat graag wil, maar hulle raak so 'n bietjie benoud oor ouer mense? Hulle byt nie, ek beloof hulle byt nie. Dit vat een woord om 'n gesprek te begin. Ja. Dit vat nie veel nie. Dit vat een woord. Daag net op. As jy nie die eerste dag reg is om te praat of om nou drukkies te gee of staan net in die hoekie en kyk. Kyk, iewerste, want al die ou mense is ook nie baie outgoing nie. Jy het ook die wat meer introverte is. Gaan jy jou mense in hulle kry. Jy gaan jou mens kry. Ek het al gesien hoe mense daar oumas en oupas kry wat hulle geweet het hulle kort nie, maar hulle kry hulle. Ja. Baie dankie dat jy by ons was, Aletta. Ek kan nou heeldag met jou sit en gesels, maar ek dink ek sal jou laat om weer jou Kerspartytjie te gaan beplan. Ja, en volgende keer as ek 'n rok nodig het of 'n skoen wat moet reggemaak word of 'n kar wat moet reggemaak word, dan gaan ek vir jou eers vra om vir my 'n nommer te gee, laat ek hom gaan. Asseblief. En ons kort nog baie geskenke, ons kort nog 'n paar bestanddele. Kontak ons, Facebook ons, WhatsApp ons, stuur 'n posstuif asseblief. Ja. So as jy 'n tekort het, as jy jou iets moet laat regmaak of as jy te veel het en jy wil graag 'n geskenk gee vir WeCare, daar het jy dit Facebook, WhatsApp, wat nog? Facebook, WhatsApp, as hulle moet. Posstuif, Nee, asseblief. rooksein, ek weet nie, maar ons sal moet gaan Google hoe werk rooksein en dan kan ons hom dalk vir jou interpreteer. Maar baie dankie dat jy by ons was, Aletta. Dit was Aletta Houg van die WeCare Stichting.
daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Ons is môre weer vir een laaste keer hierdie week terug om 12:30 op Netwerk Televisie. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 of oneup2.com. Maar tot dan, is dit mooi bly.